Ons is by die derde Sondag van Advent. Dit staan bekend as die Sondag van Vreugde. En ons vreugde in hierdie tyd is natuurlik nie geleë in geskenke nie. Is nie geleë in baie kos wat ons gaan eet as ons familie saam kuier nie. Ons vreugde is geleë in die seun van God wat mens geword het. Dis wat ons met Kersfees vier. Dis die tyd wat ons aandag en ons tyd ombring om te onthou dat die seun van die mens het gekom as die verlosser uit God se hand. Hierdie vreugde vul ons ten spyte van die seer en die sleg en die swaar wat ons in hierdie lewe dikwels moet verduur. En daarom as ons die derde kers vanmôre aansit, ek mag nou nie meer sê aansteek nie, want ek brand die kerk af as ek gewone kersse gebruik, dan sê ons met hierdie derde kers, dat ons weet die lig van hierdie wêreld is op pad. Jy sal ook sien dat dit 'n pinkkers is, 'n ligpinkkers is, waar die ander bietjie donkerder is. In die vroeë kerk het hulle geglo, dis die tyd van afwagting wat so 'n oombliekie van 'n verposing het voordat die groot dag aanbreek. Dis soos die dagbreek wat begin. En jy al hoe duideliker sien, die dag word helderder. Dit was donker geweest en dan begin daai rooi skynsel daar op die horison en dan weet jy die son is op pad. Iets van die gedagte het die vroeë kerk uitgebeeld deur te sê, kom ons verander die kleur van die kers om juist te sê, ons is nou op daardie moment wat die son as ware gaan opkom. Die lig vir hierdie wêreld gaan kom. Ons steek hierdie kers aan om ons te herinner daaraan dat daar op 'n dag groot vreugde was toe die engele daar aan die skaapwagters verskyn het en gesê het dat ek bring vir julle 'n goeie boodskap, 'n wonderlike boodskap, 'n boodskap van vreugde oor Jesus Christus wat as die verlosser gebore is. Maar ons doen dit ook vanmôre in die wete dat ons wag. Ons is in afwagting, dis wat Advent mos sê. Ons is in afwagting vir die tweede koms van die Here, as hy weer kom om uiteindelik sy kinders te kom haal. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, 'n Adventgebed, en daarna gaan ons daarop 'n responslied sing, lied 167, wat jy sê, Jesus, bron van al my vreugde. Die feit dat hy gekom het, gee vir my daardie vreugde. Kom ons bid saam. Here Jesus, wie kan bang wees vir die duisternis? Want U self het dit kom uitwis, met lig, met waarheid en met liefde. Daarom kom bid ek, Here, dat U in my sal skyn soos die son daar buite skyn. En dat ek voortdurend sal wegdraai van die skadu's en van die donker. En my jy sal laat rig deur U lig. Ja, bron van lewe en lig. U is my verlosser en my Here. En ek buig saam met die engele en die skaapwagters voor U. En ek bid dat my lewe voor U aangesig daagliks 'n danklied, 'n vreugdelied sal wees vir die geskenk van die krib, die verlosser van hierdie wêreld. Maak my daarom vrymoedig en waagmoedig om met vreugde te sing, wanneer ek my stem voeg by die stemme van die vreugdekoor wat sê, Eer aan God in die hoogste hemel. Amen. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by Lukas 3. Ons gaan daarvan vers 7 af lees. En die opskrif daar aan die begin van die hoofstuk is die prediking van Johannes die Doper. Nou net so 'n stukkie inleiding vir die wat nou nie by die Bybelskool is nie en nou nie altyd al die agtergronde van al die goed te ken of weet nie. Lukas is die enigste nie-Jood wat 'n boek in die Bybel geskryf, in die Nuwe Testament geskryf het. Al die ander skrywers was Jode gewees. Lukas was 'n Griek gewees. Hy was 'n heiden gewees. Wat iewers tot bekering gekom het, was 'n mediese dokter, weet ons. Hy was in die laaste dae saam met Paulus gewees, baie by Paulus geleer. Onthou, Paulus se briewe is geskryf voor die evangelie, so baie van die goed wat jy in Lukas sal lees, sal jy weet hy het dit by Paulus geleer. En hy skryf om vir die wêreld te sê die Messias het gekom. Die seun van die mens het gekom. En die wonderlike van Lukas
is om in sy evangelie dit baie duidelik te maak dat die Messias het vir almal gekom. Nie net vir die Jode nie. Vir heidene, vir prostituie, vir tollenaars, vir onreines. Hy sal baie klem lê juis om die aandag daarop te fokus dat die mense moet hoor. Niemand is uitgesluit in hierdie groot verlossingsplan wat Jesus mee gekom het nie. En dan begin hy sy evangelie baie interessant by die geboorte van Johannes die Doper. Dit was jy in Lukas 1 sal lees. En dan gaan hy oor na die geboorte van Jesus toe. En hy baie breedvoerig, die mees breedvoerigste van al die evangelies, praat hy oor die geboorte van Jesus, die gebeure wat daarmee saamgaan. Ons het nou 'n paar Sondag stil gestaan by die lofliedere wat hy opgeteken het, loflied van Maria, van Elisabeth en van Sagaria. En dan in hoofstuk 3 keer hy weer terug na Johannes toe. Nou vertel hy die hele verhaal van die preek wat Johannes daar gehad het, die weg wat hy moes kom voorberei het en kom gereed maak het vir die Here. Daarna word Jesus gedoop en dan die res van die evangelie gaan dan oor Jesus. Maar hy begin by Johannes die Doper. So ongelooflik belangrik was Johannes se verhaal in hierdie groter verhaal. En ons gaan nou hierdie preek wat hy daar gehad het by die rivier, gaan ons vanmôre so 'n oombliekie by stil staan. Vers 7. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê, julle slange, weet julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug. Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. En moenie by julleself sê, ons het Abraham as voorvader nie, want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Die mense vra hom toe, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? Hy sê vir hulle, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie. Ook soldate het hom uitgevra aan ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting en almal het begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes vir hulle almal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het die skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in sy skuur bymekaar bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Ons gaan net tot daarso lees. Johannes was die man wat die pad vir die Here moes voorberei het. Ons ken hom as die wegbereider, nie net as die doper nie, maar ook as die wegbereider, die een wat ons daar in die begin hoor. Daar was 'n man met die naam Johannes. Hy moes getuig het van die lig wat op pad is. Hy was self nie die lig nie, alles wat Johannes ons aan bekendstel, wie hierdie Johannes die doper was. Hy moes gekom het om die volk voor te berei vir die koms van die Messias. En een van die maniere waarop hy dit doen is om die mense te doop. Nou moet ons onthou net dat die doop wat ons vanmôre en oormôre en Sondag aan ons kindertjies hierso bedien, het niks met hierdie doop van Johannes te doen nie. Ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Gees, nie in die naam van Johannes nie. Johannes se doop was 'n ander doop. Dit was 'n doop wat hy gedoen het om vir die mense te sê, berei jou reeds voor vir die koms van die Here deur weg te draai van jou ou sondige manier van lewe. Voortaan sal jou afkoms, jou herkoms, nie meer vir jou iets beteken nie. As die Seun van die mens kom, gaan hy 'n ander manier van lewe van jou vra. En hy gaan nou daaroor uitbrei. En as deel daarvan is die doop die bewys dat jy daardie keuse gemaak het. En mense sou nogals gedink het, joh, as ou hierdie ouens wil intrek en wil nader trek en wil deel maak van hierdie groter prentjie van die koms van die Messias, dat jy dalk so 'n bietjie sagter op die oor sou wees. Dat jy so 'n bietjie mooi taal met hulle sou gebruik. Maar jy hoor sommer van die begin af, Johannes doen nie dit nie. Johannes is prontuit in die gesig. Trouwens, hy gebruik nogals 'n bietjie harde taal, nee. Hy praat van julle slange. Die 33 vertaling het gesê julle addergeslag.
Dis lelike taal om te praat. As ek nou vanmôre julle moet aanspreek as ander geslag, as ek seker julle loop almal hier uit. Julle gaan nie sit en luister verder nie. Maar Johannes skroom nie om hierdie ouens by die naam te noem en vir hulle presies te sê wat verkeerd is in hulle lewe, sodat hulle dit uiteindelik kan gaan regmaak nie. En hierdie preek van Johannes wat ons nou gelees het 3 dimensies. Ek dink altyd as ek aan hierdie goeie dink, ons dominees wat so graag 3 punte uithaal vir 'n preek, nee, dit kom nie van vandag af nie. Johannes het dit al gedoen. So ons het eintlik by hom geleer, daar moet 3 punte in 'n preek wees. Maar Johannes het 'n, kan ek dit noem, 'n eskatologiese dimensie, iets oor die eindtyd. Dan het hy 'n etiese dimensie en dan het hy 'n christologiese dimensie in hierdie preek van hom, en ek wil graag nou verder oor dit uitbrei. Die eerste dimensie, die eerste kant wat hy uitlig, is hier die eskatologiese kant. Die eskatologie is die leer oor die eindtyd. En is dit nie interessant, onthou nou Johannes preek hierdie preek voordat Jesus nog enigstens op die openbare toneel verskyn het, né? Dis nog voor Jesus begin het. Eers na hierdie preek doop hy vir Jesus, daarna gaan Jesus eers die dae in die woestyn in om deur die duiwel versoek te word, en daarna begin hy eers met sy openbare optrede. So dis nog 'n wyle voordat Jesus op die toneel verskyn. En wat doen hy? In die voorbereiding vir die ouens om reg te maak vir die koms van die Here, praat hy al klaar oor die eindtyd. Hy begin deur vir hulle te sê, weet julle wys gemaak dat julle die gloeiende toren van God kan ontvlug deur vas te hou aan jou wortels, om te sê ek is die kind van Abraham. My voorgeslag, my herkoms, my afkoms, dit regverdig my. Dit maak dat ek 'n plek in hierdie wêreld het, dit maak dat ek my saak met God oukei is. Hy begin by daardie eindtyd om te sê, nee, dit gaan nie so werk nie. Dan tweede gedagte wat hy daarmee uitbring is om te sê, hy is op pad en die byl lê reeds teen die wortels van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, sal uitgekap word. En dan uiteindelik die einde, waarin hy sê dat die seun van die mens is op pad, en hy het die skop in sy hand om uiteindelik sy dorsvloer te kom skoonmaak, van kant tot kant, en die koring en die kaf van mekaar te skei. So voor Jesus nog enigstens op die toneel is, voor Jesus nog enigstens begin preek, praat hy reeds oor die eindtyd. Hy sê, daar's bepaalde goed wat nou in plek moet kom, omdat Jesus kom met 'n spesifieke doel. Hy kom om uiteindelik op die einde van die dag 'n oordeel oor mense te bring. Daarom, tweede verwagting, of die tweede dimensie, eties. Juis omdat jy dit nou hoor, juis omdat jy hoor jou afkoms gaan jou nie meer red nie, juis omdat jy hoor jou herkoms is van geen waarde nie, die Here kan uit klippe kinders vir Abraham verwek, dit het niks, daar's vir hom niks onmoontliks nie, so om vas te hou aan die gedagte dat Abraham is my vader en daarom is ek okay by die Here, dit baat jou niks nie. En die wete dat jy moet reg lewe, gee jy nou vir hulle ook die manier om reg te lewe. En Johannes is soos ek amper sê, soos 'n goeie tandarts. Wat as jy 'n moeilikheid in jou tand het, met daai ou klein fyn boortjie in daai, kan ek maar die woordjie vrot gebruik, in daai sleg kan inboor, om dit uiteindelik gesond te maak. Want ons hoor, as hy besig is om hierdie preek te gee, dan staan daar as ware 3 groepe mense op, en jy sal dit nou op die prentjie dalk nou mooi sien, hoe hierdie 3 groepe half geskei is. Die eerste groep is, kom ons noem hulle nou maar die Jode, die gewone gelowiges wat nou daar sit, waarskynlik hulle wat glo het, hulle is kinders van Abraham, en hulle herkoms en hulle afkoms maak dat hulle okay is. Hulle is die eerstes wat vra, wat moet ons doen, om dan sogenaamd vrugte te dra, wat by bekering pas. En dan boor Johannes letterlik tot in daai vrotseer van hulle in, om te sê, gaan gee weg. Een van die groot goeders van die Jode van daardie tyd, en miskien vandag nog in 'n sekere mate ook, is dat Jode baie suiwig was. Hulle het nie gedeel nie. Hulle het beskou dit wat hulle sin is hulle sin, jy deel dit eenvoudig met niemand anders nie. Dis die wortel van hulle kwaad. En daarom begin hy en hy boor in daai plek in en sê, gaan gee weg. Gaan deel uit wat jy nie nodig het nie. En hy maak dit baie prakties om te sê, as jy 2 stelle klere in jou kas het, gee die een stel weg vir iemand wat nie het nie. En daardie dae het hulle nie soos ons sommer 'n klomp hemde en 'n klomp broeke en 'n klomp baadjies gehang wat die hele kas vol gehang het. Jy het 1 stel klere gehad.
Ryk ouens het waarskynlik meer as een klere gehad. Maar jy het 'n onderkleed gehad en jy het 'n bokleed gehad. Jou bokleed het dikwels ook sommer gedien as die kombersie in die aand as jy oor geslaap het. Dan was nie nice duwys en al daai goeders wat ons vandag het nie. So jy het sommer so onder jou bokleed geslaap. Maar dit was een stel klere. Nou sê Johannes, as jy 2 stelle het, gee daai tweede stel weg vir iemand wat nie het nie. En doen dieselfde met kos. As jy jou kasdeure oopmaak en daar's kos in wat jy nie kan eet nie of nie gaan eet nie, gee dit weg. Dit moes vir hierdie ouens 'n beroering gewees het. Dit moes vir hulle ongelooflik swaar gewees het om te hoor, dis ons sonde, dis ons krisis. Ons is suinig, ons hou alles vir onsself en om vrugte te dra wat by bekering pas, beteken ek moet gaan weggee. Dit moes 'n bietjie geskarrel in die klerekas en in die koskas veroorsaak het. En dan tweede groep staan nader, die tollenaars. Nou ons weet nou van die tollenaars, hierdie ouens was gehate mense, nee, hulle was verfoei deur die volk. Niemand wou iets van hulle met hulle te doen gehad het nie. Trouwens, ek het al vir julle gesê die fariseërs het geglo, nie eers die genade van die Here kan 'n fariseë, kan 'n tollenaar red nie. Hy is so verlore dat God se genade nie groot genoeg is om 'n tollenaar te red nie. Hoekom? Omdat hulle van die volk gesteel het. Hulle is deur die Romeine aangestel om namens die Romeine tolgeld te eis van hulle eie mense. Hulle was Jode gewees wat van hulle eie mense gesteel het. Die stelsel het so gewerk dat jy 'n tolhuisie gehad waar jy nou die tollenaar was. Mense daar verbykom, dan moes jy die tolgeld geëis het na aanleiding van 'n klomp formules wat uitgewerk is, maar dan het elke tollenaar die reg gehad om ietsie vir homself te hou. Dit was sy salaris. Hy het met ander woorde so vir 'n tipe van 'n kommissie gewerk. Die probleem is dat hierdie tollenaars het so skelm geword dat hulle baie meer vir hulle self gevat het as wat hulle belasting moes oorbetaal het. En so mate dat hulle skatryk geword het en dat hulle eie volksgenote al hoe armer geword het want hulle net meer en meer en meer gevat. En nou kom Johannes en hulle vra vir hom, wat moet ons doen om dan vrugte te dra wat by bekering pas? Dan boor hy letterlik tot in daardie seer in en sê jy mag nie meer vat as wat jou toegelaat word nie. Dit wat vir jou uitgesit is om te sê, dis is billik, dit is wat jy mag ontvang vir die werk wat jy doen, vat dit. Jy vat niks meer nie. En dan hoor ons 'n derde groep. Die soldate staan skielik nader. Nou van die soldate moet ons weet dat hulle was waarskynlik heidene gewees. Hulle was waarskynlik Romeine gewees, want die Joodse ouens het nie deel van die Romeinse weermag uitgemaak of leer uitgemaak nie. So dit was 'n klompie ouens wat nie Jode was nie. Selfs hulle staan nader en hulle wil weet wat moet hulle doen om dan uiteindelik vrugte te dra wat by bekering pas. En dan boor Johannes ook letterlik in daai wortel in wat vrot is. En hy sê vir hulle, julle mag nooit weer mense afpers en valslik beskuldig om ekstra geld te kry nie. Ongelukkig het die Romeinse owerheid die soldate nie goed betaal nie. Hulle het 'n baie swak salarisie gekry. En toe het hierdie ouens agtergekom, blackmailing werk, afpersing werk. Ek pers jou af, ek sê jy het iets verkeerd gedoen, en as jy my nie betaal nie, dan vat ek jou hof toe, en die hof gaan my glo, want ek is 'n offisier of ek is 'n soldaat, en jy is net 'n gewone ou, en dan gaan jy tronk toe. En dan het hierdie arme volk maar net hierdie afpersingsgeld betaal, net om eenvoudig uit die moeilikheid te bly, uit onnodige moeilikheid te bly. En Johannes sê vir hulle, as jy vrugte wil dra wat by bekering pas, dan hou jy ook daarmee op. Dan pers jy niemand meer af nie. Dan misbruik jy nie jou mag om uiteindelik meer te kry as wat jou toekom nie. Nee, wees tevrede met jou betaling. So ons hoor hierdie etiese kant, nee, hierdie etiese dimensie van dis hoe jy reg lewe. Dis hoe jy wegloop van verkeerde lewe na regte lewe toe. In 3 verskillende maniere. En dan is daar 'n derde dimensie, naamlik die christologiese dimensie, wat eintlik hierdie eerste 2 saamvat en eintlik maar net die sakkie toemaak. Want as Johannes preek en hy doen hierdie verskriklike mooi goede, dan skielik dan begin die volk wonder, is hy nie dalk die Christus nie? Hy preek nou so mooi en hy sê sulke mooi goed, miskien is hy die Christus. En dan anderster as 'n paar valse profete wat sommer sou geval het daarvoor om te maak of hy die Christus is, stop Johannes hulle onmiddellik en sê nee, ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Dit was een van die slawe se slegte werkies. As die eienaar by die huis gekom het, dan moes hy sy skoene losgemaak het en uitgetrek het en hy moes sy voete gewas het. En ek het al 'n keer of wat vir julle gesê, dit was trouwens die enigste jobie wat 'n slaaf kon geweier het om te doen, so sleg was dit gewees.
Dit was 'n vernederende werk. Johannes voel so klein voor die Here as hy meeder om te sê, weet jy, ek is nie eers werd om die werk van 'n slaaf te doen nie. Ek is nie eers werd om daai skoen losmaak, daai vernederendste van vernederendste jobbies te doen nie. So groter is hy wat kom. Hy is my meerdere. Ek doop julle met hierdie vuil Jordaanwater. Hy kom met die Heilige Gees en met vuur om uiteindelik skoon te maak. En dan is hy terug by sy eskatologie. Om te sê, en hy wat kom met die skop in sy hand, om uiteindelik sy dorsvloer te kom skoonmaak, en hy gaan die kaf en die koring van mekaar skei, die koring wat dui op hulle wat luister na sy woord, wat sy woord aanneem, wat uiteindelik sy kerk sou word, wat sy mense sou word, hulle sal hy by mekaar maak en beskerm. Maar diegene wat nie wil luister nie, diegene wat nie wil deel nie, diegene wat nog steeds meer gaan vat as wat hulle toekom, diegene wat nog steeds gaan afpers, soos die soldate gedoen het, wat nie ag gee hierop nie, wat uiteindelik nie vrugte dra wat by die bekering pas nie, hulle is die kaf wat uiteindelik in die vuur gegooi sou word. Johannes praat 2000 plus jaar terug met mense wat wag dat die Messias moet kom, of wat gewag het dat die Messias moes kom, wat voorberei word op die koms van die Here. Die Here is klaar daar. Na hierdie preek sou hy aangestap gekom het om gedoop te word en alles sou daarna begin. Maar 2000 jaar later is hierdie boodskap van Johannes nog net so aktueel soos daardie dag. Want ek en jy weet mos nou in Advent, wag ons mos ook op die koms van die Here. Soos wat hy 'n eerste keer gekom het, so weet ons, kom hy weer. En intussen in hierdie afwagtingtyd van wag op hom, vra Johannes se preek vanmôre ook vir my en vir jou hier in die jaar 2000 om eties reg te leef. Om te gaan deel, te gaan weggee. Maar altyd so wonderlik hier in Kerstyd dat ons so meer geneig is om dit te doen. Ons gee geskenkies en ons gee kospakkies en ons gee bederfboksies en ons gee 'n klomp goeders weg. Iets van myself gee ek weg as deel van, maar dis hoe dit moet wees. Ek hou nie net toe nie, ek is nie stynig nie, ek berg nie net vir myself nie, ek is bereid om ook weg te gee. Ek mag nooit meer vat as wat my toekom nie. En nog minder mag ek my mag misbruik om te wil kry wat ek in elk geval nie nodig het of veronderstel is om te kry nie. En nou sou ons dalk vanmôre die vraag kon vra, wat het dit nou met die Sondag van vreugde te doen? Dit klink maar so bietjie swaar. Dit het eintlik alles met die Sondag van vreugde te doen. Want as ek weer na hierdie 3 dimensies kyk, dan weet ek wat die eskatologie betref, wat die eindtyd dan betref, sien ons mos met vreugde uit na daardie dag dat die Here op die wolke gaan kom. Vir my en jou wat sy kinders is dit mos nie 'n skrikwekkende, angswekkende gedagte om te dink die Here kom op 'n dag terug nie. O nee, ek kan nie wag daarvoor nie. Ek kan nie wag dat hy op die wolke moet kom nie. Dat hy uiteindelik sal kom om reg en verkeerd vir ewig van mekaar te skei nie. Om uiteindelik vir ons vir alle ewigheid in sy vreugde te laat leef nie. Ek het hierdie week 'n paar keer my betrap om te sê ek is so oor hierdie wêreld met sy blerrie skelmgheid. Jy kan net niemand meer vertrou nie. My kind se kaart is in die week gekloon, 2 dae daarna is my kaart gekloon. Almal kan net steel soos hulle wil. Jy kan niemand meer vertrou op 'n aanlyn ding wat jy koop nie, want dan is jou geld weg. Ek is so oor dit. Ek is so moeg vir dit dat ek elke liewe oggend hardop bid, Maranatha, kom asseblief Here, kom tog net gou. Ek sien met vreugde uit na daardie dag wat ons Here kom. Wat die etiese dimensie betref, is die skrif vol tekste wat iets vir ons oordra van, dit gee vir jou vreugde om reg te lewe. Dit gee vir jou vreugde om weg te gee. Ons hoor dit sommer daar in Handelinge 20 vers 35 vir die eerste keer. Dis Paulus wat daar met die ouderlinge in Efese gesels, daai afskeidsboodskap wat hy vir hulle huil hulle mos uiteindelik almal. Maar dan sê hy op 'n stadium daar in vers 35, die Here Jesus het self gesê. Nou ons weet nie waar hy dit gesê nie, want dis nie iewers in die evangelies vir ons opgeteken. Dit is nie 'n fisiese aanhaling wat ons kan sê dit staan in daardie teks nie. Maar Paulus sê die Here het dit self gesê. Hy sê die Here Jesus het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. As vreugde daarin om weg te gee. Dit was die eerste ding, né? Wat moet ons doen? Gaan gee weg.
As jy 2 stelle klere het, gee weg vir die wat nie het nie. As jy meer kos het as jy opeet, gaan gee weg. Om te gee, weg te gee, maak jou gelukkiger as om te ontvang. Ek lees dit ook in Psalm 119 vers 14, waar die psalmdigter sê, Here, om volgens u verordeninge te lewe, gee vir my meer vreugde as al die rykdom in die wêreld. Om te lewe soos wat u van my vra, met ander woorde, dit maak jou werklik gelukkig. Dit gee vir jou vreugde. Dit gee vir jou blydskap. Ons hoor dat ons Here in Hebreërs 1 vers 9 self daai onderskeid maak, as ons hoor, u die reg lief, u haat die onreg, en daarom het God u onder groot vreugde tot koning gesalf. Jy hoor hierdie boodskap oor en oor en oor, dat daar is vreugde vir jou daarin as jy eties reg lewe. En wat die Christologie dan aanbetref, dis mos waaroor Kersfees gaan. Kersfees gaan oor Christus. Kersfees is 'n vreugdefees oor Christus. En nie oor die persente, nie oor die baie eet nie, nie oor dat ons weer by mekaar kom as gesinne en families nie. Dit gaan oor Christus en dit gee vir my vreugde. Van daardie eerste oomblik af wat die engel daar tussen die skaapwagters gestaan het en daardie woorde in vers 10 van Lukas 2 gesê het, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot vreugde of groot blydskap. Wat nie net vir die hele nie, maar vir die hele volk bestem is. En wat is hierdie vreugde? Vers 11. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. My vreugde is geleë in Christus. Ek het daarmee begin toe ek die kers aangesit het om te sê, hierdie 3de Sondag van Advent sê, my vreugde is in Christus geleë. Die feit dat hy gekom het en hy gebore is as die verlosser van hierdie mensdom, dit verskaf my vreugde. As ons in hierdie Adventtyd is, dan herinner Advent ons dat ons wagtend is. Soos wat die volk eens op 'n tyd wagtend was vir die koms van die Messias, so is ons wagtend vir die dag wat hy weer sal terugkom. Maar hierdie keer nie weer as 'n hulpelose baba, wat deur mense bespot en uiteindelik doodgemaak kan word nie, maar as die regter wat kom om te oordeel, om die koring en die kaf van mekaar te skei. Daarom roep Johannes ons ook vandag nog hier in 2024 op, net soos wat hy sy mense daardie dag opgeroep het, om seker te maak dat in hierdie wagtyd, as hy voor hy terugkom om te kom oordeel, dat ek eties reg sal leef. En dat ek in hierdie proses, as ek reg leef, as ek doen soos wat die Here vir my vra, ek elke dag met vreugde kan lewe.